gaan met die woord. Here, dankie Here dat ons vanoggend kan kom, Here, en dat ons die woord kan kom hoor, Here. Here, ek wil vra dat U ons geestelike oë en ore sal oopmaak, Here, dat U vir ons sal voorberei, Here, dat ons die woord sal kan hoor, dat ons dit kan inneem, ter harte sal neem, Here, en dat daar aksie binne ons sal gebeur, Here. Dat die woord nie net op droë grond sal val nie, Here, maar dat dit sal val op vrugbare grond, Here. Dat ons die aksie sal insit, Here, dat hierdie saad wat U in ons saai, Here, dat dit sal ontkiem, Here, en dat dit sal vrug dra, Here. Dat dit na buite toe sal straal, Here. Wees met ons, Here, raak na my lippe aan, Here, dat ek niks uit myself sal spreek nie, Here, maar dat ek net sal spreek, soos wat U dit wil hê, Here. Ons nooi U nou, Here, om die leidsman van hierdie woord te wees, Here. In Jesus naam, amen. So vanoggend, wat ek met julle wil gepraat het, en ons almal ken daai bekende Bybelvers waar Simon en Petrus nadat Jesus gekruisig was en opgestaan het, het hy aan hulle verskyn toe hulle gaan visvang het. En dit was nou die tweede keer wat Jesus vir Simon en Petrus ontvang het terwyl hulle besig was om vis te vang. En ek wil graag vir julle dit saam lees uit Johannes 21 vers 3 tot 6. En Simon sê vir hulle: ek gaan visvang, en hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle: my kinders, het julle nie iets om vir my om te eet nie? En hulle antwoord hom: nee. En hy sê vir hulle: gooi die net aan die regterkant van die skei. En deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. En vanoggend wat ek met julle wil deel en wat ek julle wil bybly, is gooi jou nette aan die regterkant. Sien, hierso het die disippels reeds 3 jaar saam met Jesus gewandel. Hulle het 'n nuwe lewe saam met Jesus ervaar. Hulle het nuwe dinge ervaar, 'n nuwe manier van hoe ons dinge doen. Hulle ken nie nou net meer visvang nie. En daar is Jesus gekruisig en hy het opgestaan, en nou wat doen hulle nou? Waarheen gaan hulle nou? Wat gaan hulle nou volgende doen? Ek dink hulle was baie verboureerd, hulle het nie geweet wat se kan, kom ons gaan vang nou maar vis, want dit is al wat ons ken. En ek dink hulle was baie bedroef geweest om van hierdie lewe wat hulle saam met Jesus Christus geloop het, weer terug te gaan na visvang toe. Maar, en Jesus het die eerste keer, wat ek net nou gesê het, aan Petrus en Simon verskyn en gesê: onthou, ek gaan julle nou vat en ek gaan julle vissers van mense maak. Met ander woorde, dit wat julle geken het, gaan julle nie meer ken nie. En hier klim hulle weer op die boot en hulle gooi weer hulle nette in en niks gebeur nie. Want Jesus het gesê: okay, nou is Jesus weg, nou wat moet ek nou doen? So nou gooi ons maar ons nette in en ons trek ons nette uit die hele nag en hulle vang niks nie. Nie eers 'n stukkie visie of enige krappie of iets wat in haar net vassit, niks nie. Hulle ontvang niks nie. En Jesus verskyn aan hulle en hy sê vir hulle: maar gooi aan die regterkant. Want sien, Jesus het weer vir hulle kom wys: onthou, ek het julle nou weggevat van dit wat julle geken het. Julle kan nie weer teruggaan en die net aan die linkerkant gooi en vis vang soos wat julle vis gevang het nie. Ek het julle 'n nuwe lewe kom wys. Ek het vir julle gesê ek gaan julle vissers van mense maak. Julle kan nie nou vir julle net aan die linkerkant gooi nie. Gooi hom aan die regterkant soos wat ek vir julle hierdie 3 jaar gewys het. Dit is hoe ons dit moet doen. Gooi julle net aan die regterkant. En hulle kon nie eers daai vis uittrek nie. Hulle kon nie eers daai nette uittrek nie. Hulle moes mense kry om hulle te help om daai nette uit te trek. Want sien, dit is hoe die Here met ons ook werk. En ek kan dink hulle was heel bedroef toe hulle die hele nag gesit het en die nette ingegooi het en uitgetrek het en ingegooi het en uitgetrek het. En ek kan ook uit ondervinding uitpraat, ons wat ook nou al 'n paar keer gaan visvang het, dis baie depressief. Om jou visvanggoed daar gereed te kry en kyk, Pieter is gekiet hoor, hy het elke dippie onder die son, hy kyk visvanggoed, hy doen navorsing, by hierdie dam vang jy op hierdie doppertjie en hierdie spons dingetjie en jy vang met hierdie pap en jy gooi dit in en jy meng dit, hoorie, dis genavors, ons gaan geriek en gereed reg na die dam toe en dan vang ons niks nie.
En dan gaan ons nou maar weer na 'n ander dam toe, geriek en gereed, en dan vang ons niks nie. En prys die Here, hulle het in die week gaan visvang en hulle het vis gevang. Want die Here het gesê, jy kan nie meer gaan soos wat jy gaan nie. Moenie jou net die hele tyd aan die linkerkant gooi nie, probeer dit aan die regterkant soos wat ek jou gewys het. Maar omdat ek ook na hierdie ondervinding en as ek met sien hoe depressief Pieter raak, ek gaan nooit weer visvang nie, ek gaan al my visvang goed verkoop, dis nou klaar, ons gaan nie weer nie, 2 naweke later, kan ons 'n bietjie van visvang nie. Want sien, dis waar ons is. Ons gee nie op nie, alhoewel ons binne onsself murmureer en ons wil nie meer nie, ons dink maar, wat as ek nou net 'n laaste keer nog probeer, né? Dis hoe ons as mense is. En dis hoekom ek kan verstaan dat hulle die hele nag ingegooi en net meer depressief en mismoedig geraak. Want dis hulle lewe. Dis nou wat hulle het. En Jesus het mos nou gesê, hulle gaan mos nou beter dinge doen as wat hy gedoen het. Nou gooi hulle die nette in en niks. En hulle ken die see, hulle ken die visvang, hulle ken dit. Dit is hulle lewe wat hulle gelewe het. En nou niks nie. Here, nou waar's die seëning wat jy nou gesê het? Waar's die beter dinge wat jy gesê het ons gaan doen? Nou gebeur niks nie. Ek trek my net uit en daar is net niks nie. So voel ons ook vandag in vandag se lewe. Jy gooi jou nette in en jy trek mismoedigheid uit. Jy gooi jou nette in en jy trek bitterheid uit. Want ons raak mos bitter binne onsself, nee? Ons raak bitter as dinge nie gaan soos wat dit moet gaan nie. As die Here nie die seëning stuur soos wat hy beloof het nie, dan raak ons bitter en mismoedig. Hoe moet mens aanhou glo en bid en vertrou as niks verander nie? Hoe gooi jy daai net maar net weer in en jy trek uit en daar kom niks? Niks behalwe seer en bitter en mismoedigheid nie. Want jy raak so opgewonde as jy dit uittrek, Jesus, die Here gaan nou vir my iets groot doen. En dan niks. Nie eers 'n dingetjie nie. En dan is ons menslik om te sê, maar die Here sê vandag vir jou, gooi jou nette aan die ander kant. Met ander woorde, dit wat jy geken het, en hulle het nie uit die boot uit geklim of eers bietjie daai kant toe geroei nie. Hulle het net daai stap van so gemaak na hierdie kant toe van die boot. Met dit wat die Here vir hulle gesê het, op die Here se woord. Met ander woorde, dit is wat die Here van ons verwag om te doen. Hou op hierso ploeg en sukkel en mismoedig raak en aanhou hierdie gaatjie kap en dit werk nie. Ons almal sien dit werk nie. Jy raak mismoedig, jy raak bitter en dan lei dit tot verskillende sondes. Gaan die kant toe, kap die kant, gooi jou net die kant in. Dit is wat die Here sê, want hier is waar my seën vir jou lê. Hier is waar ek reeds vir jou beplan het, alles wat ek vir jou beplan. Die Here kom en hy wys ons 'n nuwe manier van 'n ding doen. Soos dat hy hulle die nuwe manier gewys het en hulle gedink het hulle gaan terugdraai na dit wat hulle ken. Daar probeer jy ook vandag in jou omstandighede. Daar probeer jy ook heeltyd dieselfde ding. Ek bid dieselfde gebed. Ek probeer dieselfde manier die Here loof en prys. Ek probeer dieselfde manier om uit my finansies uit te kom. Ek maak 'n lening, betaal hom op. Om my goed af te betaal hom op, dan moet ek weer 'n lening maak om daai lening af te betaal, daai ding, en so gaan dit net aan. Die Here sê, hou op. Hou op na daai een kant toe gaan wat jy dink jy weet is beter vir jou. Gooi jou nette aan die ander kant, want daar gaan jy jou genesing kry. Daar gaan jy jou oorwinning kry in 'n situasie. Maar dan sê Here, maar hoe lank gaan dit nou nog vat? Die hele nag het ek my nette ingegooi, Here, en nie eers soos 'n visie wat daar binne daai net was nie. Die hele nag het ek probeer, ek het die hele nag deurgebid. Here, ek het my wekker gestel vir 12 uur die aand en ek het gebid, getrou, want U gaan vir my iets stuur, né? Want die seën getrouheid. En dan daai volgende oggend niks. Weke en weke hou jy so aan, Here, ek bid en ek vas vir hierdie situasie, die duiwel val jou aan en niks gebeur nie. Here, maar hoe nou? Hoe nou? U het gesê U gaan vir my al hierdie dinge gee. Dit is waar die Here sê, gooi jou nette bietjie aan die ander kant, sodat ons verby mismoediging kan kom. Ons moet vorentoe kan beweeg. Ons kan nie die hele tyd agtertoe kyk nie. Wat het met Lot se vrou gebeur? Omdat sy agtertoe gekyk het, sy het in 'n soutpilaar verander. Want die Here het duidelik vir haar gesê, moenie agtertoe kyk nie. Moenie terugkyk, ek het jou nou daar uitgehaal. Jy kan nie terugkyk en nog 'n bietjie wonder en nog 'n bietjie kyk, wat was dit gewees nie. Jy moet vorentoe kyk.
En dit is wat die Here vir ons sê. Ons moet nie een kant heeltyd net ons nette gooi soos wat ons dink. Ons weet wat is beter. En ons moet gaan volgens wat die Here. Ons moet nie vasklou aan dinge van die wêreld wat ons bitter gemaak het. Ek het in hierdie week self het ek deur 'n situasie gegaan waar ek moet sê, Here, asseblief help my, want ek raak bitter en ek raak ongelukkig en ek raak kwaad, Here, want ek het by my werk deur fisiese, hoe kan ek dit stel, verlies gegaan. Nie ek self nie, maar iemand wat ek ken en ek moes bystaan en sien hoe die persoon deur verlies gaan. En ook is een van ons werkers se suster oorlede, sy is vermoor. En dan sien ek nou hoe seer hy het en wat hulle familie deurgaan en dan dink ek, Here, hoe is dit, Here? Hoe is dit die pad wat U vir ons gekies het? En dan raak jy bitter. Want sien, die ding is, ons is menslik. En alles wat binne ons lewe aan ons gedoen was, mense wat jou vertrap, mense wat jou dinge aan jou doen, wat beloftes in jou maak, wat dit nie nakom nie, mense wat sê hulle gaan op pad met jou stap, mense wat regtig waar jou hele lewe daar was en nou is hulle net nie meer daar nie, mense wat jou teleurstel, dit maak jou bitter en dit maak jou, hoe kan ons die Here dien as ons bitterheid binne ons het? En ek moes gaan en ek moet sê, Here, ek is jammer, stop dit asseblief, ek raak ongelukkig. En stop dit asseblief voordat dit na bitterheid toe gaan, Here. Want as jy bitterheid in jou het, dan kan jy nie meer, jy bid, maar sodra jy begin bid, dan gaan jou gedagtes en dan dink jy aan daai, of jy dink aan dit, of jy begin te bid. Here, straf hulle, Here. Here, sien hulle reg, Here. Kom veg vir my, Here. U moet nou met daai persoon met val somme, sy toon stamp, Here. Want dit is mos hoe ons is. Here, jy moet nou vir my so veg. En dis wat bitterheid, en dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Die Here sê, seën en nie vervloek nie. En ek moes, dis wat ons laasweek ook oor gepraat het, ek moes dit leer. Ons moet daai bitterheid binnekant ons, dit wat die wêreld aan ons gedoen het, dit wat jou verlede aan jou doen. Die Here sê, keer om daarvan af. Laat dit gaan. Jou verlede en dit wat iemand gister aan jou, vanoggend aan jou nog gedoen het, laat dit gaan. Dit is klaar, jy moenie meer jou nette daai kant toe gooi nie, jy moet jou nette die kant toe gooi. En ons moet self in onsself, moet ons leer, want ek dink ons as mens weet nie hoe om dinge te verander nie. Ons as mens weet nie hoe om iets te laat gaan nie, né? As iemand al daar resep gekry het, dan moet hulle dit vir my kom gee. Ek wil dit graag hê, want dit is nie net maklik nie, né? Dit vat 'n hele proses om iets beter te maak, om genesing oor iets te kry, om oorwinning oor iets te kry, om iets te laat gaan wat iemand aan jou gedoen het. Jy sê raak, ek vergewe daai persoon, maar in binnekant is dit nog steeds daar. En dit is wat die Here vir ons sê. En ek wil hê jy moet saam met my lees uit Jesaja 43 vers 18 tot 19. En dit sê, dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op dit wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuut maak. Nou sal dit uitsprei en julle sal julle dit nie merk nie. Ja, ek sal 'n pad in die woestyn maak, riviere in die wildernis. Waar jy op jou laagste voel, daar wil die Here vir jou pad maak. Waar jy op jou laaste finansies is, Here, daar wil die Here vir jou pad op homself, maar die Here verwag van dit wat ons dink ons weet. En ons moet gaan op dit wat die Here vir ons wys. Waar jy self elke ding al probeer het om situasie uit te sorteer. Die Here kom en hy kom maak 'n woestyn vir jou. 'n rivier in die woestyn. Dink nie aan die vorige dinge nie, sê die Here. Laat dit by God. En as God dit nie verander soos wat jy wil hê dit moet nie, as die Here nie met daai persoon deel soos wat jy wil hê die Here moet met daai persoon deel nie, en dit gaan beter met daai persoon as met jou, dan moet jy sê, prys die Here, want die Here werk met daai persoon. Ja, daai persoon het baie meer as ek. Prys die Here, hy werk met hom. Want die Here seën hom. Met ander woorde, die Here seën hom en hy gaan terugkyk en dan gaan hy gaan dink, Jesusie, maar wat het ek nou gedoen? Wat het ek gedoen? Die Here is so goed vir my. Want die Here werk nie op ons maniere nie.
Ons moenie dink aan die vorige ding nie, want God slaap nie. Ons moet vorentoe kyk. Ons moet sê, Here, U wil vir my iets nuuts maak, Here. Soos het hy vir sy disippels gesê, moenie teruggaan na julle ou weë toe nie. Ek het gekom en ek het julle 'n nuwe manier van dinge gewys. Moet ons nie teruggaan na dit wat ons geken het en dit wat ons dink nie. Ons moet vorentoe beweeg op dit wat die Here vir ons gewys het. Ons moet ons nette gooi daar waar die Here sê ons moet gooi, sodat die Here ons kan seën. Want hy wil ons seën. Hy wil ons oorwinning gee. Hy wil ons genesing gee. Hy wil vir ons riviere in die woestyn maak. Hy wil vir ons iets nuut maak. Hy wil ons verlede, ons hede en ons toekoms wil hy goed maak. Maar dit kan nie as ons heeltyd gaan op wat ons dink nie, op die weë wat ons geken het nie. Die Here gaan jou gesond maak. Die Here gaan jou teruggee meer as wat daar van jou gevat was, sê Joël 2. Die Here sê, ek gaan vir jou alles dubbel teruggee. Dit is sy belofte in sy woord. So ons moenie stil staan by dit wat ons verloor het dalk in ons lewe nie. Of dit nou fisiese verlies was, dat jy iemand aan die dood afgestaan het, en of dit verlies is waar jy jou huis, jou besittings, 'n kar, swaar tye deurgegaan het en dinge verloor het nie. Ons kan nie by dit bly en bitter, laat daar bitterheid in ons wees nie. Ons moet sê, Here, ons weet dat U vat hierdie ding, Here, en U vat dit van ons af weg, en U gaan my meer gee as wat ek gehad het. Die Here wil jou genesing bring. Hy wil vir jou 'n nuwe manier van dink en doen gee. That is the kind of God that we serve. Is dit nie 'n wonderlike God wat ons dien nie? 'n God wat ons na toe kan gaan en sê, Here, ek het 'n probleem, Here, ek het genesing nodig, Here, ek het omstandighede. Sy seun sê hy in sy woord, gaan jou inhaal. En nie net daar stop nie, dit gaan jou verbyvat. Dit gaan jou vooruitgaan. Dit is wat hy vir ons beloof in sy woord. Jy moet net jou nette vat en jy moet dit gooi daar waar die Here jou wil seën. Die Here wil vandag vir jou sê, jy moet op hom vertrou. Jy moet jou nette aan die ander kant gooi, sodat jy soveel seën van die Here ontvang. En die seën van genesing, seën van oorwinning, is nie altyd net geld, huis, kar, nou ry ek hierdie groot kar, en die Here het my nou geseën nie. Partykeer is dit net oorwinning oor 'n situasie, of seën deur iemand anders te seën. Die Here sê, dat jy is meer as in staat. En meer as dit wat jy verloor het, gaan jy ontvang. As jy voel vandag, jy het meer, jy het nie meer 'n doel nie. Jy weet nie meer wat is jou doel op aarde nie. Here, wat is ek hier voor, Here? Dan wil die Here vir jou sê, ek wil dit herstel. Maar dit gaan kos dat jy gaan jou nette aan die ander kant moet gooi. Met ander woorde, jou hele denke en dit hoe jy dinge gedoen het, gaan jy moet verander. Jy gaan moet sê, Here, wys my waar ek moet wees, Here, waar ek inpas, Here. Laat ek nie terughardloop na my ou weë toe van hoe ek dink en waar ek dink ek moet wees nie, Here. Maar wys my waar moet ek wees, Here. Jy gaan jou nette moet gooi daar waar die Here wil hê jy moet gooi, sodat jy genesing in jou siel kan ontvang. Dit is wat die Here vanoggend vir ons wil sê, as jy voel, jy het genesing nodig, of jy het oorwinning nodig, of jy weet nie wat se kant toe nie, wil die Here vir jou sê, ek het reeds dit vir jou gewys. Dit staan in my woord, al hierdie dinge wil ek vir jou gee. Ek wil jou oorvloedig seën, ek wil hê jy moet oorloop van melk en honing, ek wil hê dit met jou land met genesing hê. Maar dit gaan kos, jy gaan moet wegdraai van dit wat jy ken. En ek wil vra vanoggend, as daar iemand is wat struikel met iets, as dit genesing is, as dit iets is wat jy oorwinning mee wil hê, dan wil ek vra dat julle vorentoe kom, en dan gaan ons saam met julle bid. Ons bid saam met mekaar, en dan bid julle vir my ook, asseblief, met hierdie situasie. Ek wil vra dat ons regtig waar saam met mekaar bid. So as daar enigiemand is wat genesing nodig het vanoggend, oorwinning nodig het, wat nie weet, Here, wat se kant toe moet ek gaan nie, Here? Here, waar wil U my plaas? Waar wil U my hê? Die Here wil vanoggend vir jou seën. Die Here wil vanoggend vir jou genesing en oorvloed gee. So ek wil vra, kan ons asseblief daai liedjie speel, Waymaker? En dan as daar enigiemand is wat wil bid, pastoor saam met my kom bid asseblief.
dan asseblief blinde man se oog open en Here vra dat U ons kom, Here, dat U met U salwende hand sal kom, Here, dat U kan sy net so oor sal open. Here, ons vertrou en ons loof en ons prys U vir hierdie wonderwerk wat U vir ons gaan doen, Here. Here, ons seën haar, ek seën haar in Jesus naam, Here, dat haar kyk sal oorloop. Here, wees met haar, wees met haar gestel. Kom seën en salf van haar, Here, in Jesus naam. Dit is gebruik, Here. Vandag is dat vernieuwing in zijn leven en plaats. Ons bid in Jesus naam en ons sê dankie daarvoor. Prys die Here. Kom ons staan net so sluit ons oë. Dierbare Vader, dankie Here dat U vanoggend gekom het, Here, en dat U vir ons kom genesing gee, Here, oorwinning gee, Here. Here, dankie dat ons kan kom vanoggend en na U huis toe kan kom, Here, en U woord kan hoor, Here. Here, help ons, Here, om in hierdie week wat vorentoe gaan, Here, sodat ons in onsself sal sê, ons gooi ons nette aan die ander kant, Here. Here, help ons en lei ons, Here, maak ons geestelike ore oop, Here, sodat ons die woord sal vat, Here, en dat ons dit sal uitdraai, Here. Gaan saam met ons in hierdie week, Here, seën ons in ons werke, Here, seën ons in ons huislike omstandighede, Here, seën elke persoon wat in hierdie vertrek is, Here. Seën ook nou die voedsel wat ons gaan saam geniet, Here, en die fellowship wat ons mekaar in liefde ontvang, Here. Seën dit nou in ons liggame, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Ons dankie, Here. Ons loof en ons prys U vir dit wat U vir ons doen, Here. Vir dit wat U uit die hand uit vir ons gee, Here, wat ons nie verdien nie, Here, maar alleen deur die genade ontvang ons dit. In Jesus naam. Amen.